Die NG Aanbloem. Ons noem dit ook die betekenisvolle verouderingskommissie. So waarvan ek die voorsitter is. En ou Japie is ook hier so, waar is hy? Daar is Japie. Hy is ons sekretaris. En dan is van die ander kommissielede sal julle nog bietjie sien. So, namens die verouderingskommissie dan van die gemeente, baie welkom aan almal. Ook die wat inskakel daar by in die gange, ook aan hulle welkom. En dan is daar ook, ek moet daar 'n bietjie meer so staan, is daar ook word daar geneem, ding is, daar word foto's geneem en dan word dit uitgesaai, gestream die hele Vrystaat vol. So aan almal wat ook ingeskakel is, baie welkom. Die ander kommissie of netwerk wat saamwerk is die gerontologie netwerk van die Vrystaatse Synode. So gerontologie beteken maar niks anders nie as die dissipline wat veroudering bestudeer. So die prosesse en wat moet ons voorwaak en al dergelike goeders. En hoe kan ons voorberei om betekenisvol oud te word? So daar agter stap Barnard Steyn met sy broodjie of wat ook al in sy teekie. En so Barnard, ons is dankbaar dat jy hier is. Hy verteenwoordig die synode en hy is die ou wat vir ons gehelp het om hierdie alles te borg, sodat jy gratis hier kan eet en so aan en kan luister na 'n kunstenaar en 'n spreker. So kom ons gee lekker hand vir Barnard daar agter en vir die synode wat ons finansiëel so mooi help. Ons is so bevoordeel. So dis 'n netwerk en ek is nou die sameroeping van die gerontologie wat probeer oralster in die Vrystaat kry dat daar sulke kommissies beginne en dat hulle inskakel by so 'n netwerk. Nou interessant genoeg, oor so 2 weke praat ek in Clarence en hulle sê hulle het juist terwyl hulle vorige keer terwyl professor Lategan nie was, onthou julle, het hulle gekyk en hulle het dit gesien en hulle was so beïndruk met die man, hulle het hom toegenooi na hulle plek toe en hulle het 'n komitee gestig en ek spreek hulle ook nou verder toe. So dit is die gedagte wat ons wil hê. Op verskillende plekke moet daar organisasies kom, netwerke, wat sal weet, daar is 'n wit tsunami wat ons slaan. Weet julle wat is die wit tsunami? Julle, die gryskoppe, né? Hulle besef dit nie, hier is 'n wit tsunami wat kom. En ons word al hoe meer en ons gaan al hoe later dood. En net nou het dan die pop vir my ingeloop hier so en gesê, hoe laat? 93. Ja, so ons het van hulle wat nog hier is en ander is daar in die gange, maar die kerk en die gemeenskap moet al meer bewus raak van 'n groter wordende, ouer wordende gemeenskap soos ons en vir ons help voorberei en sterk en op alle maniere stimuleer. Ons kom net nou nog daarby. So, baie welkom aan almal van julle. Japie. Ja, ek dink is die van ander aftreeoorde wat hier is, van waar is julle? Striata, hulle het saam met hulle dominee gekom, is daar nog van ander? Nog, daar, van waar is julle? Ook Striata, okay. Striata is ons goeie ondersteuners met hulle dominee wat hier so nou die skriflesing gaan waarneem en vir ons 'n bietjie 'n woordjie sê. So ons hoop om voortaan meer mense te betrek. Ons hoop om by ons volgende keer Dr. Petrus Moelman te hê van Pretoria, wat vir ons kom praat. Hy het 'n boek geskryf oor aging en hy het self sy vrou vir 7 jaar versorg met demensie en met Alzheimer. So ons sien daarna uit om hier in Oktober met hom hier te hê. Goed, kom ons kyk net na die program. Ons het nou 'n paar golden oldies gehad wat julle gehoor het en ons het tee gedrink en verversings en die verwelkoming is nou klaar. En ons het nou 'n wenboek hierso. Nou in die verlede het ou Japie vir ons so ietsie onder 'n stoel gesit en dan kry jy en dan wen jy nou die boek. Hierdie is Aftreetyd deur Janine van den Berg.
Nou ons is baie trots op ons predikantsvroue, hoor. Janine van den Berg is 'n predikantsvrou en vir prof Jan Albert van den Berg se vrou en sy het hierdie boek geskryf en sy het by ons kom optree. En julle onthou Rolyn het ook by ons kom sing verlede keer, sy's ook 'n predikantsvrou en albei die dames wat vandag optree is predikantsvrouens. So ek het nou nogal vir my vrou gesê sy moet 'n bietjie haar sokkies optrek. Ja. Maar sy sê sy sal maar bid in die stilligheid. Sy's nie goed om te sing. Sy sing diskant, maar dit is nou diskant die wysie. So maar ons is baie proud op ons. Okay, ek het gedink om vandag net vir die boek te gee vir die ou wat ek dink die oulikste antwoord gee. Ons sê in die gerontologie, in die ouer wordende proses, daar is 2 dinge. Ons praat van die 3 V's, maar as die vrees vir 2 goeters wat met 'n V begin. Jy moet net jou hand opsteek, anders weet ek nie. Val en vergeet. Okay, goed. So Rina het al mooi geantwoord. Nou soek ek 'n vriend van my bel uit Port Elizabeth en sê vir my, Kreer, kan ons nie nog 'n V byvoeg nie? En wat sou julle sê, het Dominee Willem Wit voorgestel met die 3de V wees? Verlang is nou nogal interessant wat hy voorgestel het, so dit is 'n halwe punt. Maar wat gaan saam met verlang? Amper iets wat so gaan. Vrede met die ouderdom, dis ook 'n goeie ene. Maar die vrese, ek vra van wat is die vrese? Vrees om te vry. Ja, ek glo dit. Vergeet, jy het ons klaar. Vereensaming, die boek is joune. Wat is jou naam? Ina, ja. Ina van die kerk. Okay, Ina, ekskuus, ek gee hom sommer so vir jou aan. Maar dit is vir my nou goed, vereensaming, nee. So hoe gaan ons dit aanspreek? Hoe spreek ons vergeet aan? Wat help ons om nie so baie te vergeet nie? Ja, okay, voor jy Alzheimer het. Nee, intellektuele stimulasie, nee. Ons moet op en wakker bly, ons moet luister, ons moet lees, ons moet 'n stokperdjie beoefen of leer 'n nuwe taal aan of wat jy ook al doen of speel bietjie solitair of wat ook al, maar bly jou kop 'n bietjie aktief kry. Nee, luister bietjie analities na goeters oor die radio en so. Wat is gesê val? Hoe keer ons om te val? Ja, maar loop, nee. Hoe meer ons kan loop, terwyl jy kan loop, terwyl jy kan beweeg. Laas keer was hierdie dame gewees wat gesê het, ja, so eystervark balletjie wat jy onder jou voete ook kan maak en dan help dit vir jou spiere dat jy nie so gou val nie. Maar ons moet onsself voorberei om nie te val nie en moenie maar nie te laat begin met die ou karretjie nie. Moenie eers dat jy val voordat jy die karretjie kry nie, nee. So ons praat van val. En ja, ek sê altyd ek het 'n bediening hier in Aandbloem gemeente onder die gevalle vrouens. En maar nou ja, dit met 'n tongenetjies. Vereensaming, wat doen ons teen vereensaming? Ryk uit, sosialiseer, praat. Ons kry baie mense wat sê niemand doen nie, ek is maar op my ou eie hoekie, ek sit maar net hier so en so en ek doen niemand anders kwaad nie, niemand doen my kwaad nie. Jy verouder baie vinniger, hoor. En jou dimensie gaan baie vinniger. Okay, dit nou net so 'n vinnige lesingkie hier in die begin. Ons is bevoorreg om hier by ons te hê vir ons dominee. En hy gaan vir ons bietjie leiding gee en hy is van hierdie groepie wat hier saam met jou gekom het, Striata. So my broer, baie welkom en ons luister graag na jou. Ek het vir hom gesê hy moet nie net lees nie, hy moet hom so 'n bietjie preek op. Hy het opleiding gekry. Dankie. Daar sê ek aan. Goeiemôre. Hulle het vir my die sanger se mikrofoon gegee en vir my direk en implisiet gevra dat ek asseblief nie sal sing nie. Terwille van julle. So julle kan maar ontspan oor die sang.
Baie dankie, is my lekker om hier by julle te kan wees en dis 'n ongelooflike voorreg om ook dieper te kan dink oor ouer word en oor hoe ons dalk beter kan ouer word. Ek wil graag vandag begin met 'n fabel van 'n tannie wat onder 'n appelkoesboom in 'n stoeltjie sit en boek lees. En so na haar agterkop hoor sy so gesnyfel, so huilerigheidjie. En sy kyk rond, maar sy sien niemand wat kan huil nie. En om langs deur die kort te maak, op die ouend kom sy agter, maar dis die appelkoesboom wat aan die huil is. En sy vra toe vir die appelkoesboom, wat is fout? Hoekom huil jy? Toe sê die appelkoesboom, maar ek is besig om te vrek. Sy sê, ekskuus? Die appelkoesboom sê, nee, ek het so rukkie terug, lekker groen blare gehad, en ek het lekker gegroei, en toe het ek bloeisels gehad, en ek het vrugte gedra, en nou is al my vrugte af, en al my blare is besig om te verloor, ek is besig om te vrek. Toe sê die tannie vir hom, nee man, jy is nie besig om te vrek nie, dit is net besig om herfst te raak. Dis deel van die normale gang van die lewe. Jy het lente waarin jy lekker bloeisels maak en goed, en dan draai jou vrugte die somer, en dan hier teen herfse kant verloor jy, en die winter lyk dit nie baie mooi nie, in die herfs, ag die lente kom dan weer, en dis bly net die verloop van die lewe. Om daarbey aan te sluit wil ek graag vandag vir julle 'n stuk uit Prediker 3 uitlees, wat sê elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. Dis asof hulle van COVID gepraat het, 'n tyd om te omhels en 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, en gelukkig mag ons dan nou weer omhels. 'n Tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeer, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Waar die prediker vir ons daaraan herinner dat die lewe heeltyd seisoene het, heeltyd lente, en dan die somer, en dan die herfs, en dan die winter. En dan weet ons ook van die tyd van om gebore te word, en die tyd om te sterwe. En dit is nou die groot seisoen, wat ons kry nie weer 'n kans om weer gebore te word nie, ons raak mos maar al ouer, en daar is nie 'n keer daaraan nie. Maar ek dink ook wat die emosies aanbetref, moet ons weet dat emosies gaan deur sekere siklusse. En dan is dit belangrik dat ons weet dat almal van ons emosies het. Zig Ziglar, dink ek, het gesê, if you are on all the time, then you are on something and that will kill you. Niemand van ons is heeltyd net die bo nie. So ook ons emosies het heeltyd seisoene, op en af. En die belangrike is om te kyk waar jy in die seisoen van die lewe is, die groot seisoen, en dan ook elke dag, waar as jy opstaan, wat is my emosies, waar staan ek dan vandag? En dan die beste te maak van dit wat jy het. Net om te erken, om te weet waar ek is, help klaar vir my om te kan weet waartoe ek met vandag gaan. As ek wil na 'n plek toe gaan, sê ek wil Kaapstad toe gaan, dan is dit belangrik om te weet waar is ek nou, voor ek weet wat 'n pad ek kan kies. Ek moet weet waar ek is. En daarom ook vandag in jou lewe waar jy nou is, beide die groot seisoen, meeste van ons dalk al in ons herfsjare, dat ons sal weet ons is hier, en dan waartoe wil ons gaan, waartoe ons op pad gaan wees. Die kommissie maak my geweldig opgewonde, die woord betekenisvolle veroudering. Hoe kan ons die meeste betekenis gee aan hierdie groot seisoen waarin ons is, maar ook elke dag die gevoel wat binne ons is, ons emosies. Hoe kan ons die beste gebruik maak van elke
geleentheid. Kom ons bid saam. Here, ons wil saam met die Psalm opkyk na die berge van onsekerheid, die berge wat maar baie keer saamkom met die herfsttyd, die herfstseisoen in ons lewens, berge wat saamkom met uitdagings wat ons het rondom ons verouderingsproses, rondom ons emosies, rondom ons fisiese omstandighede, ons liggame wat nie meer kan doen wat hulle gedoen het nie, ons gedagtes wat nie meer is wat dit was nie. Here, is soveel goed wat soos berge voor ons lê. Ons kom kyk op na hierdie berge en ons sien vir U raak van waar ons hulp vandaan kom. Vra ons, Here, dat U vir ons in elke situasie sal lei, dat ons U grootheid sal raak sien, dat ons sal onthou wie U is en dat ons aan U sal vasklou in die wete dat U ons nooit in die steek sal laat, nooit vir ons sal verlaat nie. Here, selfs waar ons hande te moeg raak om aan U vas te klou, sal U nooit moeg raak vir ons nie, sal U vir ons vashou. Ons bid vir vandag, vir die musiek, vir Marike en ook vir Hanneke, Here. Ons vra dat U hulle sal seën en Here, U weet wat ons vandag nodig het. Help vir ons om dit te hoor. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie, is Dominee Frans Oosthuizen en hy het ook 'n besonderse vrou. Sy vrou is daar by die teologiese fakulteit, waar sy projekte hanteer in administrasie en goeders, maar ook klas gee. So ons is trots, soos ek sê, op ons pospredikansvrouens. Goed, ons gaan nou oor na wat julle na uitgesien het om na Marike Botha te luister. Sy gaan vir ons net 3 liedere sing, so Marike, jy kan maar vorentoe kom, maar haar pa is ook hier, so ons is bly, Dominee Fani Skonees, jy is hier, die wat weet, hy was al jare daar die Klipkerk, van die Noord, so ons het baie van mekaar gehoor, maar ons het nog nie mekaar ontmoet nie, so dit is goed om jou hier te hê. So sy is maar 'n Bloemfontein meisie, hier so groot geword, in Willem Posma Laerskool en by Sentraal Hoërskool, het sy maar gewees en toe studeer sy argitektuur hier so by Koffsies en toe later begin sy met haar eie argitekfirma Beautiful Buildings. Dit is waarom sy ons dalk vroeër moet verlaat. Sy wil gaan geld maak. Maar in elk geval, sy is getroud met Dominee Eddie Botha. Hy is hier van Leeuberg gemeente, net so buitekant. Ek het al daar gepreek, so lekker plaaslike gevoel wat jy kry as jy daar is. So sy skryf self en komponeer geestelike musiek en het al 5 CD's uitgebring en so sy tree op uitnodiging. So ons is so dankbaar om jou hier te hê, Marika. Seën vir jou en dankie vir jou bediening en vir jou talente wat jy tot eer van die Here aanbied. Jy hoor julle my daar sy. Dit is vir my so lekker om vandag weer hier by julle te kuier. Ek voel altyd tuis hier by julle. Soos hy gesê het, ek gaan so 3 liedere vir julle sing en ek wil begin met bekende woorde van lied 196, O kon ek jubel Hemelvader met 1000 monde U eer. Julle sal daai woorde goed ken. Ek het net so gevoel hy het 'n nuwe wysie nodig, so ek is 'n bietjie 'n vars geur aan hom, ek geniet dit. Halleluja, amen, amen, halleluja. Halleluja, amen, amen, halleluja.
Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Een van my gunsteling teksverse. En dit is so waar, al verander die dinge om ons, al verander die wêreld so wat ons die laaste jaar nie kan glo dinge verander het nie. Hy verander nie. En Jesus is die woord, so sy woord verander ook nie. Hy hou alles in die holte van sy hand en hy bly in beheer. Gister, vandag en tot in ewigheid, bly steeds God almagtig, onveranderlike ewige Heer, buig nou voor hom neer. Gister, vandag en tot in ewigheid, bly steeds God onveranderlike ewige Heer, buig nou voor hom neer. Onderwerp jouself aan die kragtige hand van God, ons Vader. Op die regte tyd sal hy jou verhoog. Bekommer jou nie oor gister, vandag en dit wat kom. Hy sorg, hy weet, hy's in beheer. Gister, vandag en tot in ewigheid, bly steeds God almagtig, onveranderlike ewige Heer, buig nou voor hom neer. Jesus, lig in my beskerming, Here. Vir wie sal ek vrees? Jesus, trouw Here van my lewe, Here. U's in beheer. Gister, vandag en tot in ewigheid, bly steeds God almagtig, onveranderlike ewige Heer, buig nou voor hom neer. Gister, vandag en tot in ewigheid, bly steeds God almagtig, onveranderlike ewige Heer, buig nou voor hom neer. Buig nou voor hom neer. Hy's in beheer. Ek wil afsluit met 'n kosbare psalm, Psalm 25, wat ek keer op keer oopslaan en dit 'n besondere gebed maak. Slaan nou 'n bietjie oop in die oggend en die aand. Wonderlike psalm om jouself net weer aan die Here toe te wy. Tot U, Heer, rig ek my God, op wie ek vertrou. My verwagting stel ek in U. U sal nie beskaam, niemand beskaam. Dink aan my in die trou.
beskaam, niemand beskaam. My oë is altyd gerig, gerig op U, my Heer. My sonde is groot, vergewe my. My oë is altyd gerig, gerig op U, my Heer. Ter wille van U naam, vergewe my. Dink aan my in die droom, o Heer, omdat U goed is. Baie dankie, dit was voorreg om hier by julle te wees. Goed, ek gaan nie die bedanking spreek nie. Ons het nog 'n predikantsvrou hier in ons midde, maar sy is sommer 'n predikant self op haar ouderdom, Dr. Hanneke Meyer. Sy is ons leier ouderling ook en sy gaan nou net die bedankingswoord. Ek wil nie of jy 'n luidspreker wil hê nie of sommer net. Ek dink ek praat hard genoeg. Ja, dit is so ja. Saam met van haar ander neefies het dieselfde talent en sy wend dit ook aan tot sy eer, so baie jare daarna. Marike, jy het vir ons op 'n pragtige manier gewys hoe dat ook in hierdie herfs- en wintertyd van ons lewe ons met verwagting kan uitsien dat die God van Psalm 25 die God op wie ons kan vertrou. Baie, baie dankie. Dit is seën vir jou. Hoor. Baie dankie. Ook almal is ek nie weet julle tannie Barbara Skonees ken nie, sy was 'n paar dae ook hier so terapeut by Martie du Plessis, né? Ja, so dis goed. Baie dankie. So as jy 'n gap wil vat, dan kan jy 'n gap vat, maar ons verstaan. Ons sê vir jou baie dankie. Goed. Ons is nou by ons spreker waarvoor ons eintlik hier is. So ons gaan vir Hanneke vra om vorentoe te kom. Sy het 'n tweede interessante naam, Hanneke Koeskelibbe. So ek gaan net so 'n kort voorstellingkie doen. Hanneke is die algemene bestuurder van Hospice. Jy weet wat is Hospice, né? Ja, so sy is 'n organisasie waarvan sy ook 'n mede-stigterslid is. Hulle bied nou professionele dienste aan in versorging wat hulle noem lewensbedreigende siektes, nie, maar wat ons noem terminaal siek mense. En is jou kantoor daar siesta ook nie? Ja, dis reg. So die skoolma was daar gewees. So is interessant, sy skryf vir my dat sy het nie eintlik die beroep gekies, die beroep het haar gekies. Hulle seun Henry is in 2007 oorlede en julle weet hoe erg is dit om 'n kind te verloor. En daar het sy net besef hoe belangrik is dit, nee, die ondersteuning, die voorbereiding, emosioneel en andersins vir iemand om te begelei by so
tragedie. En so dit het haar lewenstaak geword. So sy het verder 'n bietjie sielkunde gestudeer en berading en bietjie daar by die Rooikruis Kinderhospitaal. Ek het 'n seun wat daar lank gebly het in die kinderhospitaal by Rooikruis. So en ons het nie vreeslik hulp gehad van niemand nie, so, maar dit was in St. Luke's Hospice daar in Kaapstad, in traumaberaad. Sy het 'n PhD-diploma en toe 'n MPhil in kwalitatiewe sorg. Dus ek moet later net so ietsie sê oor wat is kwalitatiewe sorg. Daar weet almal nie wat dit is nie. En daar aan die Universiteit van Kaapstad. En ja, so sy probeer dit deurgee. So ek dink jy moet vir ons 'n bietjie, ek sien jy iets is geskryf oor palliatiewe sorg en geriatrie. So jy dit so vir ons 'n bietjie verduidelik. Maar jy's welkom en ons is so bly om jou hier te hê. Natuurlik haar man is dominee Dr. Jan Libbe en hom. Dit is ons moderator vir die NG Kerk in Vrystaat nou gekies. Hy is op hierdie stadium is hy nou juis in Pretoria mee vir vergaderings en dan gaan hy Zambië om die kerk te verteenwoordig. So baie, kom ons bid baie vir Jan. Hy's 'n besonderse ou. Ek like hom oor 100. Ek kan nou nie sê ek like sy vrou oor 100 nie, ek ken haar nie so. Maar welkom. Ek het daai nie gelyk sien. Okay. Ek gaan net as dit seker maak dat julle my hoor. En hierdie ding aankry. Ek is nou reg. So reg. En julle hoor my almal? Ja. Dis hy. Baie dankie. Ek gaan so ek hiervan ek voel nogal soos 'n dominee vandag hier agter, maar ek staan hier want ek wil graag dat julle my goed hoor. Ek net okay, seker iets is julle is Frans ek sien het ek iets nie reg nie. Anders praat ek met hierdie een. Okay, kom ons probeer wees. As dit 'n probleem is, gaan ek net oor na die ander een, maar julle hoor my nou. Ja. Okay, daar's. Maar dit is so, ek voel soos 'n dominee, maar ek staan hier want ek sal graag ook 'n paar goed vir julle wil voorlees wat ek gebruik het en geleen het ook vir vandag. So en dit is so, eintlik moet ek van julle leer vandag. Die hele tema was eintlik gewees, wat kan 'n mens leer van die wat sterf of besig is om te sterf? In 'n mens dae wat 'n mens oud word. En eintlik moet dit of andersom wees, want baie keer is dit wat 'n mens eintlik dink dat julle wat al in die winter van julle lewe is, wat julle net nou die woorde gebruik het ook, dat julle eintlik 'n hele lewe agter julle het wat julle al voorberei het op daai proses van afskeid neem. Maar ons weet ook eintlik ons doen dit nie. Dis moeilik om te praat oor dit wat gaan gebeur met almal van ons, maar ons vermy dit. En dit is ons praat oor dit wat gebeur eintlik die moeilikste. Hoe praat 'n mens oor sterf? Hoe praat 'n mens oor dood? En ek weet baie keer is dit ons is bang om slapende honde wakker te maak. Ons wil nie regtig van noem wat besig is om te gebeur nie. Ons gaan maar net aan. Maar vandag nooi ek julle uit om wel te kom praat oor hierdie moeilike tema en ek stel julle gerus ook dat hoe meer 'n mens praat daaroor, hoe meer fokus ons eintlik op lewe. En eintlik die waardering wat kom meer en meer hoe 'n mens besef hoe broos
en hoe kort lewe eintlik is. En ek gaan gebruik ook nou die woorde van Elizabeth Kubler-Ross. Dis 'n vrou wat baie navorsing gedoen het oor die sterwensproses. En sy het gesê, for those who seek to understand it, death is a highly creative force. The highest spiritual values of life can originate from thought and study of death. En juist dit het sy gedoen. So, voor ons daaroor gaan praat en meer gaan kyk, wil ek tog soos ons gesê het, wat presies is hospice en wat is palliatiewe sorg wat ons nou meer na kyk ook. En eintlik om dit te verstaan, besef 'n mens wat die ooreenkomste is en hoe dit 'n mens kan help in die voorbereiding van wat vir ons almal voorlê. Want ons sien palliatiewe sorg as dood as 'n natuurlike deel van hierdie lewe. Dis iets wat ons nie vinniger maak nie, en hoe ons werk, maar ook nie vertraag nie. Dat dit 'n absolute natuurlike proses is. En ons fokus is om lyding te verminder en om 'n lewenskwaliteit na te streef. So, kom ons kyk vinnig, wat is lyding? So ons na mense kyk en die ervaring van 'n lewensbedreigende siekte of as 'n mens terminaal is, waarvan ouderdom waarskynlik ook een is. Stadig aan beweeg 'n mens nader na die term wat jy sê, hier sluit ek af met my lewe. Maar lyding, juis daarvan, ervaar 'n mens nie net op 'n fisiese vlak nie. Jy ervaar dit op elke aspek, elke domein van jou menswees, wat emosies insluit, jou emosionele deel, die emosies wat daarmee saamkom, die sosiale omvang daarvan, van in die groep waarvan jy beweeg, en ook die mense rondom jou ervaar dit ook, en dit is ook direkte invloed op hoe jy dit ervaar, maar ook die spirituele aspek daarvan. Van, as 'n mens na elkeen kyk, is die fisiese een, en ek dink met oud word, is dit definitief deel daarvan. Ons voel dit. 'n Mens voel die simptome van oud word. Dis nie net pyn of seer nie, dis die verlies ook van mobiliteit. Alles wat daarmee saamkom, die ervaring daarvan is 'n fisiese een wat 'n mens baie aan kan doen ook. Hoe kan 'n mens dit verhinder? Hoe kan 'n mens dit stadiger maak? Hoe kan 'n mens dit makliker maak? So dis 'n hele kyk daarna van om my lyding dit makliker te maak. En die emosies is direk daaraan gekoppel ook. As ons teruggaan ook na wat Elizabeth Kubler-Ross gesê het oor hierdie proses, die emosies wat sy beskryf het, en ek dink almal herken dit ook, die ding van ontkenning, die verskillende stappe van begin met ontkenning, wat dan 'n woede is soms, hoekom gebeur hierdie met my? Die onderhandelingsproses wat ons baie van ken ook, ons herken dit in onsself ook, is kan ek nie nooit nog 'n rukkie nie. Ek sal alles doen as ek net nog dalk volgende jaar nog hier kan wees. Of in ons ouderdom ook, as ons mense het wat siek is op 'n jong ouderdom, ook daai ding van, as ek net dit doen, sal ek net nog 'n jaar kan wees. Of as ek volgende jaar, of my kind kan sien groot word, sal ek my lewe ten volle gee vir goeie dade. Daai onderhandelings is gedurig besig daarmee. En sonder om dit baie keer te besef ook. En baie keer as ons aan agterkom, hierdie onderhandeling werk nie regtig nie. Ons is nog steeds besig om swakker te word, sieker te word, ouer te word. Kom maar ook 'n gevoel van depressie, 'n teneergedruktheid, 'n ding van moedeloosheid. Baie keer ook sonder energie, wat ons ervaar van, dis 'n simptoom van wat besig is wat met ons gebeur. En sy praat baie keer ook dan van, voor 'n mens by die punt kom van, om te aanvaar wat besig is om te gebeur, moet 'n mens deur al hierdie goed gaan, om te sê, ek voel gemaklik met wat in my lewe gebeur. Maar ons weet ook, al hierdie emosies wat sy van praat, daar's baie meer ook, maar as die ontkenning, die woede, die onderhandeling, die depressie, die aanvaarding, gebeur nie so nie. Dis nie 'n lineêre proses nie. Ons kan al hierdie goed, al hierdie emosies in een dag ervaar, en dan weer van voor af, en weer die hele tyd. So dis die hele tyd 'n op en af, soos Dominee Frans ook gesê het, waar is 'n mens met die ervaring van emosies, sodat 'n mens kan weet hoe om aan te gaan daarmee. So dit is die emosionele deel daarvan,
die fisies, die emosionele aspek daarvan, maar ook dan van die sosiale konteks waarin 'n mens jou bevind. As 'n mens nou spesifiek na ons pasiënte kyk wat gehoor het en as dit na ons pasiënte verwys word, is dit gewoonlik op 'n fase waar dit onvermydelik is. Die feit is definitief daar dat hulle nie meer eintlik gesond gemaak kan word nie. Dat die fokus nou is om gemak te bring, kwaliteit te bring en hoe om dit te doen. So op daai fase ook raak dit nooit net die persoon self nie. Dis hoe reageer mense rondom jou oor hierdie op hierdie siekte, die veranderinge wat besig is om te gebeur. En dit speel 'n geweldige rol in hoe 'n mens self hierdie ding van ek word oud, ek verander, dinge is besig om te verander, te ervaar. So, hoe hanteer 'n mens dit? En wat ons baie keer sien is, hoe kan 'n jong ma byvoorbeeld, wat anders is as hier, byvoorbeeld aanvaar dat sy siek is, as haar kinders nog op skool is, dat sy besig is om te sterf. So baie keer is dit daai ding van dis waarmee ons te doen het, is hoe aanvaar 'n mens wat besig is om te gebeur, as 'n mens nie regtig wat dit wil nie. Of in hierdie voorbeeld baie keer ouer mense is, ek is nog verantwoordelik vir my kinders, finansiëel, wat gaan van hulle word as ek nie meer daar is nie? So al daai goed wat 'n rol speel, of veral dan ook as mense ouer is, ek wil nie 'n las wees vir my kinders nie. Ek wil nie dat hulle my siekte, my veranderinge wat met my gebeur, net 'n las is, net 'n kommer word vir die mense wat vir my omgee nie. En 'n groot ding van die sosiaal is dit ook die spirituele aspek van 'n siekte, van oud word, van iets wat jou lewe besig is om te verander, is die spirituele aspek wat in die sin is van, hoe maak ek sin? Hoe vind ek betekenis in wat gebeur? Waar kry ek betekenis? Veral as 'n mens voel dat jy gestraf word vir iets, of dat jy iets gedoen het om dit te verdien waar jy is. Daar's soveel vrae wat deur 'n mens gaan en pyn of lyding, as dit op een van hierdie aspekte is, ervaar 'n mens dit as pyn, 'n totale pyn wat 'n mens ervaar. So as iemand seer het en jy gee vir hom iets om te drink, 'n pil, en hy's nog steeds verskriklik bekommerd oor sy kinders, wat gaan van hulle word? Ek na my kleinkind kyk. Wat gaan van hulle word as ek nie meer hier is nie? Gaan daai pil alleen nie help nie. Dit gaan die lyding nie wegvat nie. Of as ek skuldig voel, hierdie ding het ek op my omdat ek dit verdien het. My lewe was nie goed nie, of hoekom het ek dit gedoen? As ek maar net meer gedoen het. Om daai ervaring te hê, dra by tot die ervaring, die totale ervaring van pyn. So dis ons taak, en almal se taak wat wil help, partykeer mense te sê, waar lê die seer? Ek kyk na iemand en sê, dis nie net 'n hoofpyn, of dis nie net 'n rugpyn nie, dis nie net 'n seer elders nie, dis meer as dit. So hoe vind ons uit, waar lê daai seer? Dis een deel van palliatiewe sorg. En die volgende aspek is, ons probeer 'n lewenskwaliteit vir mense gee. Nou dis anders vir elke persoon. As ek vir elkeen van julle vra, wat beteken lewenskwaliteit vir julle? Ek is seker elkeen van julle iets anders sê. Vir party is dit om, veral nou Saterdagmiddag rugby nog te kyk. Vir ander is dit om nog met my kleinkinders te gaan kuier, by hulle te gaan kuier, of om Desember saam te gaan skool toe, of Sondag saam te eet, of om te gaan stap nog. Dit is vir my lewenskwaliteit. Of om nog saam met my vriende te kuier. En hierdie is belangrik om te weet, wat vir julle is belangrik? Wat gee vir julle daai kwaliteit, daai gevoel van, hierdie gee vir my werklik, dis vir my goed, dis vir my belangrik om dit nog te doen. En dis bepalend in ook ons die beplanning vorentoe, eintlik uitwerk vir, hoe kry 'n mens, as ons sê ons wil lewenskwaliteit eintlik handhaaf, moet ons weet, wat is dit? So in kort is dit palliatiewe sorg. Hospice is meer gefokus op spesifiek einde van lewe. So dis die plek, dis waar ons mense opneem, ook of by hulle huise, wat regtig vir einde van lewe is.
die benadering wat ons gebruik en hoe ons met mense werk, wat 'n groep van professionele mense is, wat 'n dokter is, susters is, met 'n sielkundige agtergrond, daar's opgeleide vrywilligers, so as 'n span probeer ons die lyding verminder, waar dit ook al is, en ons probeer uitvind hoe kan ons lewenskwaliteit nog so lank as moontlik handhaaf. So dit gaan nie net oor sterf nie, dit gaan oor regtig wat ten volle lewe tot dood intree. En dan ook nog daarna te kyk, hoe gaan dit met die mense wat agterbly. Dit in ag genome, daaraan om dit so te sien, het ek gekyk, maar wat is die temas wat by ons geweldig gereeld voorkom en daar is, sodat 'n mens kan sien, wat kan ons van hierdie mense leer waarmee ons werk? Wat gekonfronteer word met, ek weet my lewe gaan binnekort tot 'n einde kom. So wat staan my nou te doen? Wat is hierdie goed wat ek moet afhandel, moet doen, moet praat oor? Dis daai temas wat ek dink tog vir ons almal, of ons 'n siekte het of nie, wat ons kan help om werklik ons pad half deur hierdie lewe te vat en te sê, dis wat die temas wat ons aan die einde van jou lewe mee sit. So hoekom kyk ons nie nou al daarna nie? En daai temas wat ek dink goed is om oor te praat, is die vrees vir die onbekende, gevoel van magteloosheid, verliese, hoop, en hoe maak ek betekenis uit wat besig is om te gebeur. So om spesifiek na al hierdie verskillendes te kyk, die vrees vir die onbekende, die magteloosheid, verliese, hoop en om betekenis te kry. Kom ons kyk na al daai afsonderlik om te sien, wat sê dit vir ons wat nog hier is. Die vrees, ek moet nou lag, ek wil net nou toe gevra het, waarvoor is julle bang, of wat is een van die vrese, het iemand van agter geskree, bang vir vry. Maar ek moet julle ook waarsku, my pa is ook hier vandag, hy is een van die uit Striata, en moenie julle misgis nie, my pa is nou 88 en 5 jaar terug het hy nog vir ons gesê, wel hy's besig om weer te date. So, of julle bang is daarvoor of nie, dit gebeur. Maar eerder waarmee ons te werk het, waarna ek nou wil verwys, is die vrees vir die onbekende. Wat lê voor? En ek dink, dit is iets waarmee ons almal kan vereenselwig. Ons is bang vir dit wat ons nie weet nie, en vir dit wat ons nie ken nie. En ek dink baie keer as ons spesifiek vir mense vra, sê vir my, waarvoor spesifiek is jy bang? En selde is dit vir doodgaan, of vir wat daarna kom. Maar is baie keer vir, hoe gaan dit gebeur? Wat gaan met my gebeur, as ek besig gaan wees, of besig is, om te sterf, of dood te gaan? Die siekte wat ek moontlik gaan kry, by ons is dit baie keer, hierdie siekte wat ek het, hoe gaan dit lyk, hoe gaan dit my verander, hoe gaan dit my funksie verander, wat kan ek verwag, hoe gaan dit wees? En ek dink, dis 'n groot ding wat ons met inligting kan probeer al net sagter maak. Sê, vra die vraag. Kom ons kyk spesifiek hoe ons met ons mense werk, is, sê vir my, waarvoor is jy bang? Kom ons kyk daarna. Ons gee vir jou antwoorde om daai vrese soveel as moontlik eintlik laat verdwyn, want inligting gee vir ons geweldig baie sterk wapen teen daai vrees. Wat gaan gebeur? En baie keer is dit goed soos, wat gaan gebeur as ek begin vergeet? As ek demensie kry? As ek Alzheimer kry? Of as ek siek word? Wat gaan gebeur as ek nie meer kan asemhaal nie as ek siek word? Baie keer is dit daai konkrete, presiese vrees wat mense het. En vir baie van meeste van die simptome, is daar iets wat 'n mens kan doen, om te sê, moenie bang wees daarvoor nie. Dis wat ons kan doen. Dis hoe ons dit doen. Dis wat nodig is. Dis die simptome hoe dit lyk, en hier kan ons iets doen. Dis wat die medisyne wat ons gebruik om dit te doen. Dis gesprekke wat ons kan voer. So elke keer is dit om te vra,
Waarvoor is jy spesifiek bang? Hoe beter jy dit kan uitspreek en kan sê, hoe meer mag het jy eintlik oor daai vrees. Die oomblik as jy die inligting het wat jy nodig het om te sê, ek weet hoe om dit te hanteer, verdwyn daai vrees. En as daar nog iets opkom, vra, sê, hoe werk ek met hierdie vrees? Baie keer is dit ook bang vir alleen wees, bang om nie versorg te word nie. So dis al daai vrae is eintlik daar antwoord op as 'n mens weet spesifiek wat om te vra. Die volgende een is die magteloosheid. 'n Gevoel van ek het nie beheer oor wat besig is om my te gebeur nie. En dis 'n traumatiese ervaring. Ek dink wat ons ook al geleer het van ons pasiënte wat baie keer ook jong mense is. Wat regtig waar sy pas ook weer 33-jarige vrou met 2 kinders gehad wat gesterf het. Jong mense, kinders sterf. Daai gevoel van maak nie saak hoe kosbaar 'n lewe is of iets vir jou is nie. Of hoe lief jy vir hierdie persoon het nie, of hoe lief ek vir hierdie lewe is nie. Dis geen waarborg om dit tog te kan hou nie. Niks kan maak dat ek 'n greep kan hê en sê ek hou hierdie vas nie. So dis 'n groot gevoel van magteloosheid van wat doen ek daaroor? Hoe gaan ek dit doen? Simptome soos vergeetachtigheid, wat doen ek dan? Ek het nie meer beheer daaroor nie. Ek het 'n paar van Elsa Joubert, ek 'n paar skrywers gebruik om vir my woorde te gee, om meer begrip te hê van hoe dit is om sekere goed te ervaar as 'n mens oud word. En ek gaan 'n paar daarvan lees en ek dink hierdie verduidelik ook die magteloosheid van vergeetachtigheid, van oud word, van dit wat gebeur ook. En wat sy skryf is, daar is 'n dun skilletjie om ons brein wat ons in die hede anker. Maar soos 'n mens oud word, kom daar skeurtjies in die skil, soos 'n ou laken skif. Dan stroom die verlede daardeur, ontydig of nie. Dis hoekom ou mense de mekaar raak of hulle konsentrasie swak word of hulle dinge so sleutels verloor. En dit is wat sy sê in die boek Spertyd. Verduidelik, hoe voel dit? Hoe gebeur dit? Wat gebeur as 'n mens sekere goed wat besig is om te gebeur, jy geen beheer meer het nie? Wat ons vir mense baie keer sê is, dit is so. Die siekte is daar. Ons word oud. Daaroor het ons nie beheer nie. Maar kom ons kyk waaroor kan 'n mens 'n gevoel van beheer kry? En dit is om jouself weer in die middelpunt te sit en sê, ek wil beheer hê oor hoe dit met my vorentoe gaan. En as ek nie meer kan sê of kan praat nie, wil ek hê die wat namens my praat, moet weet wat om vir my te sê, om wat om te sê, sodat ek weet dat al is ek nie meer in staat om self te dink nie, of self iets te sê nie, ek weet nog steeds dat dit wat ek wou gehad het, wel in plek is. So gevoel van beheer terug te kry, te sê, ek weet dinge is besig om te verander, maar ek wil nou, terwyl ek kan, 'n sê in hoe dit gaan gebeur. Hierdie tipe van, ek weet julle het al gehoor van advanced care planning, of 'n tipe van 'n living will. Te sê, het julle al gevra, sê, as iemand, of as julle self nie meer kan praat nie, en kan sê hoe julle versorg wil word, of wat moet gebeur nie, wie gaan namens julle praat? En daai persoon, wat moet hulle sê? Hoe wil julle hê moet julle lewe vorentoe wees, as julle self nie meer dit kan doen nie? Wat se ingrype wil julle hê? Hoe wil julle hê moet mense besluite neem? Wie moet jou versorg? Waar moet julle versorg word? Hoe, en selfs om dit bietjie verder te vat, om te sê ook, wel, sê vir ons ook verder, hoe wil julle hê, sodat as ons na julle moet kyk, dat ons kan weet dat julle vir ons gesê, daar het jy beheer oor hoe dinge moet wees. Waar wil julle wees? En as dit nader aan julle einde kom, hoe moet dit wees? Wie moet om julle wees? Wil julle musiek hoor? Wat moet dan gebeur? Wil julle op julle eie wees? En daarna ook, selfs om te bepaal van, waar wil ek begrawe word? Waar wil ek wees? Hoe moet dit wees? Wat moet gesê word? Dit gee 'n gevoel van beheer terug in dit wat met jou gebeur. Sê ek weet, die fisiese deel daarvan kan ek nie beheer nie. Maar ek wil graag 'n sê hê.
Ek wil graag deel wees daarvan om hoe dit moet vorentoe verloop. En ons raai baie keer ook families aan as iemand nog in staat is om te gesels en te praat ook, moenie besluite neem en namens iemand as daai persoon self ook nog kan deel wees van die besluit nie. Sit saam, praat, hier is ons opsies. Wat voel julle? Hoe voel julle oor hierdie opsie? Hoe voel jy oor hierdie opsie? Wat daarvan is vir jou moeilik of wat van daarvan stem jy nie mee saam nie, sodat ons kan weet. Sodat ons kan weet, die kinders kan weet. Hierdie is wat my ma wil hê. Hierdie is wat my pa wil hê. Ek weet want ons het daaroor gepraat. Dis nie sommer net iemand wat se mag weggeneem is nie of se beheer weggeneem nie. Selfs al kan ons nie praat nie, weet ons iemand praat namens ons. En ek dink dis 'n groot gevoel van lewenskwaliteit wat jy terug het. Terug te gaan na lewenskwaliteit ook, dis daai ding van dis ook vir ons baie keer bepalend van wat wil jy hê moet gebeur as jy siek word? Wil jy in ICU opgeneem word of hoe ver moet jy sê moet dit gedoen word? En daai ding van lewenskwaliteit, ons het nou die dag 'n voorbeeld wat ek al sê het is wat vir iemand en is nie is 'n storie nie, dis nie 'n storie nie. Die persoon gesê het vir my beteken lewenskwaliteit ek wil nog in die Saterdagmiddag op die bank kan sit en rugby kyk. Dis vir my belangrik. En toe het ons gevra, maar wat beteken dit vir ons in die besluitneming vorentoe? Wat is dit vir jou? Is dit bepaal dit jou en speel dit 'n rol in hoe jy besluite neem vorentoe? En dit kom daarop neer dat enige groot ingrypende mediese ondersoek of 'n operasie, wil hy weet na hierdie operasie, en dit was al in 'n gevorderde kanker, as hy nie meer kan sit en rugby kyk nie, wil hy nie meer hê dat daai ingrypende verandering of operasie uitgevoer word nie, want dan verbeter dit nie sy lewenskwaliteit nie. Dis vir hom belangrik dat wat ook al nog verder vorentoe gebeur, wil hy nog daarna weet, hy sal nog kan sit en rugby kyk. So as die risiko's vir baie keer vir sekere goed te groot is, jy gaan in die hospitaalbed beland, dis waar jy gaan lê, dit is waar jy op die ou end sal wees, as daai risiko te groot is, te sê, nee, dis nie vir my belangrik genoeg nie, vir my is dit belangrik om die tyd wat ek oor het, so veel as moontlik en so na as moontlik aan my ideaal van 'n lewenskwaliteit te kom. En dit is bepalend in hoe ons besluite vorentoe neem, ook saam met daai mense. Maar deel van oud word, en deel van 'n siekte, deel van afsluit, is natuurlik die groot verliese wat daarmee saamkom. En weer eens, Elsa Joubert se woorde, bring die hoë ouderdom dan net verlies. Net leef met vermindering op elke terrein. Waarom word dit 'n geseënde hoë ouderdom genoem? Vriendskap? Jou ou vriende dryf verder en verder van jou weg en verdwyn. Hulle sterf. Nuwe vriendskappe? Die is ook prekêr. En dit is, ek dink sy was laat 80s toe sy dit geskryf het. En ek dink dit is 'n groot ding wat 'n mens ervaar, is die veranderinge wat rondom ons gebeur. Nie net met ons liggame nie, maar ook in ons verhoudings. En ook in mobiliteit, kognitiewe herinneringe, al daai goeders wat gebeur en met die kenners sê daar's 5 fases van oud word. En dit is die fase van onafhanklikheid, interafhanklikheid, afhanklikheid, krisisbestuur en dan einde van lewe. En elke van daai fase met hoe jou liggaam ook verander en hoe dinge verander in 'n volgende fase kom, moet jy seker goed weer laat gaan om dit te laat om aan te pas by dit wat het. En elke keer is die emosies, al daai emosies daar. En ek dink baie keer is dit ook hoekom daar soveel depressie is onder die ouderdom, 'n hoë ouderdom mense. Ons erken dit ook nie meer nie. Ons aanvaar dit is maar soos dit is. En om nie in ag te neem dat opgehoopte verliese eintlik later aan voel soos dis net normaal. Dis maar hoe dit moet wees. En ek dink as 'n mens begin kyk daarna, na daai verlies, na die emosies wat daarmee saamgaan, en besef ook dat
jou hele lewe al het ons geleer en het ons te doen gehad met verlies. So hoe ons met verlies omgaan van 'n jong ouderdom af is ook bepalend van hoe ons dit nou doen. Dis nog steeds hoe ons eintlik werk met daai verlies. En ek dink 'n mens se wêreld word ook stadig aan kleiner. Dat dit wat buite daai mure is, val weg. En naderhand is dit net baie keer jy wat daar is. En wat hulle ook gesê, om teen dit te werk, om nog steeds uit te gaan, te kyk wat is daar om te doen, om teen daai verliese te werk, te sê, dit is, my wêreld word kleiner, maar daar is nog steeds iets wat buite gebeur. En nog steeds iets wat 'n mens kan doen om dit te doen. Voorheen het ons baie gepraat ook oor as iemand sit met verlies, is dit 'n lyding wat mense ervaar. En vir ons is dit ook wat John Wade ook gesê het, suffering is not a problem that demands a solution. It's not a question that demands an answer. It's a mystery that demands a presence. En ek dink in hoe ons met mense werk is om te sê, vertel vir my daarvan. Ons gaan dit nie kan wegvat nie, maar ek wil graag hoor, vertel vir my jou storie. En ek dink hier lê 'n groot troos in om te sê dat om iemand se storie te kan luister, waarvan julle almal ongelooflik 'n lang en 'n vol lewe het om 'n storie van te vertel. Hierdie is my verhaal, waarin ons kan deel van ons seer en ons hartseer, ons hoogtepunte, ons laagtepunte, verliese wat ons gehad het, hoe ons daardeur gekom het, goed wat gebeur het, goed wat heilig was, wat hartseer was, wat goed was. So kan ons eintlik leer van mekaar en kan besef ons almal het iets om te leer van die ander. Ons almal het 'n verhaal om te vertel wat groter is as waar ons nou is. Ek baie ook om te onthou van ons het 'n lewe gehad wat ons geleef het. Onthou daai lewe en nie net nou hierin is te wees nie. En ek dink hier's ook wat iemand Garrison Keillor sê, you get old and you realize that there are no answers, just stories. En ek dink om ons stories te vertel en te onthou dat jou lewe vol was, bring ook 'n gevoel van betekenis en ook van normaliteit. Ons almal gaan deur soveel goed saam. En ek dink vir ons is dit ook belangrik om te weet wat met daai mense werk, is ook ons los nie die goed op nie. Ons fix nie hulle probleme of 'n verlies nie. Ons luister, ons gee vir hulle veilige spasie om dit wat hulle ervaar te deel. En ek gaan weer terug na Elizabeth Kubler-Ross toe wat gesê het, the most beautiful people we have known are not those who have known defeat, are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. These persons have an appreciation, a sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness, and a deep, loving concern. Beautiful people do not just happen. En om na mense se stories te luister, die verhale wat vol verliese ook is, hoor 'n mens eintlik met respek hoeveel hierdie mense deurgemaak het en hoe mooi dit is om te sien dis hoe hulle dit gedoen het. Hulle is hier, hulle het dit gemaak. En dit bring my ook by hoop. En dis 'n groot woord wat ons gereeld gebruik. En veral ook as ons met pasiënte werk, ook die boodskappe wat familielede of geliefdes vir hulle gee, is baie keer ook, moet net nie hoop verloor nie. Maar wat beteken dit? Wat beteken dit om hoop te hê? Waarvoor kan 'n mens nog hoop as jou lewe stadig gaan na 'n einde toe kom? En ek dink dis nogal iets waarmee ons baie keer sit en vra. En mense vra vir ons, waarvoor moet ek hoop? En soos ons pad stap met ons pasiënte, en ek dink baie keer is dit ook hoe jy ouer word ook. Hoe jy begin hoop met, as hulle dokter toe gaan vir 'n goeie diagnose, en dan hoop hulle op goeie behandeling. En as die behandeling nie werk nie, hoop hulle op 'n kwaliteit lewe of om nie seer te hê nie. En dan op die ou end hoop hulle op 'n goeie dood. Maar wat beteken dit presies? Hoe kan 'n mens hoop
vir 'n goeie dood. En veral as iemand vir jou dit ook sê, moet net nie hoop verloor nie. Wat presies is dit? Ons probleem baie keer om 'n antwoord te kry daar is wat baie mense gebruik hoop partykeer as 'n ontkenning van wat gebeur. So ons hoop sodat goed beter sal raak, eers vorentoe of ligter of makliker of mooier. Eers daarvoor dat ons mis wat hier gebeur. Vandag hier. Dat ons vandag ook kan hoop op iets om te gebeur. En ek gaan verder voor ek dit verder verduidelik is as ons kyk na 'n tipe van 'n definisie van wat lyding is in terme van hoop of wat 'n mens voor kan wil graag hê is kenners gebruik die definisie van as jy hoop of gedink het jou lewe gaan 'n sekere manier wees of dat jy gaan aftree en die wêreld toer of op 70 gaan jy met jou kleinkinders rondreis. Dis wat jy gehoop het, dis wat jy gedink het gaan wees. En skielik kom daar 'n siekte, of skielik val jy met 'n heupvervanging, of met 30 skielik het jy terminale kanker. So jou realiteit is so ver verwyder van dit wat jy gedink het jy en gehoop het jy gaan wees. En hierdie gaping tussen hier waar ons is en dit waar ons gedink het ons gaan wees. Hierdie gaping is presies die lyding. So hoe bring ons hierdie realiteit nader aan dit waar ons is? Dit waarvoor ons kan hoop nader aan dit wat die realiteit is. En hierin lê ons werk baie keer. Hoe bring ons daai gaping terug dat dit bymekaar kan wees? Dat dit wat jy kan hoop 'n realiteit kan wees. En sê hoop lê baie keer net onder die oppervlakte van die normale. Hoop om die son te voel, hoop om eendag nog om die blok te kan stap. Al is dit met 'n karretjie. Hoop om dit te kon ervaar, hoop om nog lente te kan sien. Hoop om nog 'n perske te kan pluk. Hoop op dit wat ek vandag selfs nog kan doen. En dan te kan voel, dis wonderlik. Hierdie dag was goed. Ek het met iemand gepraat. Ek het 'n gesprek gehad met iemand wat vir my betekenisvol was. Dit was wonderlik. Ek het in die son gesit en ek het die son op my bene gevoel. Dit was wonderlik. So hoop is eintlik 'n konstante kognitiewe proses van aanpassing, van kyk, wat is dit waarvoor ek kan hoop, wat werklik waar betekenisvol is en wat 'n realiteit is. Ek kan dit bereik. Brené Brown sê, hope is a function of struggle. So in daai struggle, in die worsteling om te vind, wat is hier wat nog vir my betekenis kan bring, daar lê die hoop. Ek kan hoop op iets wat nog vandag kan gebeur. So dis vir ons baie keer 'n meer werklike ding om mee te werk. Dis iets wat ons almal voor kan hoop. Daar is iets in elke dag. Al is dit nie meer om gesond te kan word nie. Al is dit nie meer om jonger te kan word nie. Daar is steeds altyd hoop. En deel baie na aan dit is die ding van hoe maak ek betekenis uit wat besig is om te gebeur. Hoe maak ek sin uit die feit dat ek besig is om afskeid te neem van my lewe? Al wil ek nie. Hoe maak ek sin uit die feit dat ek nie meer kan self opstaan nie? Ek kan nie myself versorg nie. Ek is afhanklik van iemand wat my kom was of aantrek. Wat se betekenis lê hierin vir my? En ek dink dis 'n groot ding waarmee ons ook werk, is daai domein van menswees, is van die spirituele aspek van om te probeer sin maak uit wat gebeur. Om te probeer betekenis gee aan wat gebeur. En in ons konteks, in die gesondheids konteks is daai deel waarmee ons werk, die spiritualiteit is noem ons, en die definisie wat ons lei is dat dit 'n intrinsieke en 'n dinamiese aspek van menswees is. En dit is waardeur die persoon betekenis kry, 'n doel kry vir lewe, hoekom is ek hier?
en dan ook die transcendente te soek daarin, dit wat groter as ek is. En ek sê intrinsiek en ook dinamies van ek dink ons word gebore met daai behoefte om betekenis te maak van wat ons lewe is. Hoekom is ons hier? Wat is die doel van my lewe hier? Ek dink of jy godsdienstig is of nie, daar's altyd daai behoefte om te sê hoekom moet ek hier wees? En dinamies omdat dit gedurig verander. In elke aspek, in elke fase van ons lewe moet ons weer opnuut begin soek na hoe kry ek nou betekenis hieruit? En ons versorging daarvan, die spirituele versorging in ons konteks waarmee ons werk en dit is waarmee ons ook nie sien is die erkenning van daai menslike siege se reaksie op teëspoed. Hoe reageer ons as ons skielik met trauma te doen het of verlies of oud word? Daar is 'n instinktiewe reaksie. Ons kry swaar. So ons erken dit, daai reaksie van hierdie persoon probeer hard om sin te maak. Hoekom is ek hier? Hoekom kan ek nie meer loop nie? Hoekom moet ek my kinders groet? Hoe maak ek sin? Wat se betekenis het ek enigsins waarde nog as ek maar net kan sit? Wat moet ek hier doen? Wat is dit wat vir my nog betekenis gee? En dit is ons noem dit ook daai lewensvlam wat soms laag brand in mense. Wat die oorsprong van die woord spirit is ook lewensvlam of om te asem te haal. As dit laag is, as dit moeilik is dit ons taak dan ook om mense wat daarmee te werk ook is om te sê, maar wat laat hierdie persoon se lewensvlam brand? En dit is gewoonlik waar ons dan vra en sê, iemand se vlam, as julle vir julleself ook weet, is dit baie keer in verhouding, in verbintenis met dinge om hulle, met hulle self, mense om hulle, hulle naastes, die gemeenskap, die natuur en dan ook dit wat groter is. In verbintenis, daar is dan daar waar mens eintlik sin kry en jouself eintlik kan uitdruk en kan voel hier is ek weer iets omdat ek iets is vir iemand anders. En daarom ook daai lewensvlam vra ons, waar voel jy die lewendigste? Of tussen wie voel jy die veiligste of die lewendigste? En hoe belangrik is dit vir jou om deel van daai te wees? So baie keer is dit temas vir ons wat dan opkom is, behalwe die betekenis is temas soos vergifnis. Vir wie moet jy nog vergifnis vra? Jammer sê. Want dis want baie keer as dit 'n mens so swaar laat kry, sien 'n mens baie keer hoe daai lewensvlam minder en minder word. Dit moeilik word om te voel of lewendig te voel. Hoe voel jy of hoe belangrik is dit of hoe moontlik is dit vir jou om kalmte te voel, vrede te voel van gedagtes, jou hart en jou siel. Net gemaklik te wees. En hoe maklik kom jy en kan jy aanvaar dat die onbekende vir jou voorlê? Dis temas wat daai vlam partykeer laat afbrand. En baie keer is dit ook natuurlik ook 'n geloofskrisis wat ons baie keer hoor. Sê wat as dit wat ek geglo het nie reg is nie? Of wat as ek nie genoeg geglo het nie? Wat nou? Al daai goed wat 'n mens laat voel, onseker laat voel. En ons werk is dan om te vra, vertel vir my daarvan. Ek oordeel nie. Vertel vir my hoekom? Wat het gemaak dat jy skielik anders glo, voel of die wêreld sien? Wanneer het dit verander? Hoe voel jy nou daaroor? Wat het jy nodig om meer gemaklik te voel of meer seker te voel? Wie moet ons vir jou kry om mee te praat? So ek dink dit is daai absolute aanvaring en ook toestemming sê jy mag vra. Ons luister sonder om te oordeel want hierdie is 'n tyd wat jy vir jou dinge moet uitmaak. As daar vrae is, vra dit. As daar iets is wat moet gesê word, sê dit. As daar vergifnis is wat gevra moet word, vra dit. Dis 'n tyd wat jy daar is tot jy daai vrede kan vind. En as die vrede nie daar is nie, wat is dit wat opkom? Praat daaroor, sê daaroor, ons oordeel nie. En ek dink ek verwys baie daarna terug ook is
is om te sien hoe mense betekenis kry en 'n gevoel van belonging, 'n gevoel van gemak te kry is goed uitgedruk in 'n artikel wat gebaseer is op navorsing wat hulle na mense gekyk het in hospitale wat 2 groepe mense het hulle ondervra en almal van hulle het 'n terminale kanker gehad met die prognose min of meer almal dieselfde wat nie goed was nie. En hulle het lang onderhoude gevoer met 2 groepe. Of met die mense en hulle het later 2 groepe onderskei van die wat moedeloos was en wat se siekte vinnig ook vorentoe gegaan het en hulle het swakker geword en wat daar 'n siniese gevoel was, 'n negativiteit gehad het en wat hulle die ervaring van dit wat met hulle besig was om te gebeur baie sleg hanteer het. Negatief, vir die families rondom dit ook geaffekteer het. Maar dan was 'n ander groep wat gemaklik was, wat positief was, wat lig daardeur gegaan het. En hulle het gaan kyk, hoekom? Wat maak dit aan hierdie groep mense makliker? Hoekom is dit vir hulle makliker om deur hierdie moeilike siekte te kom? En hulle het 4 goed agtergekom en hulle het dit begin noem as the healing connections. En vir ons is dit ook baie keer ook om te sien, wat is dit wat maak dat sommiges ligter deur moeilike omstandighede gaan? En daai connections waarna hulle daai koneksies of die verbintenisse waarna hulle verwys het was die koneksie, verbintenis met jouself. Hoe voel jy oor jouself? Hoe gemaklik is dit met hierdie mens wat jy is? Net soos jy is. Met jou gebreke, met jou donker kant soms, met dit wat jy deurgemaak het, met jou keuses wat jy gemaak het, met daar waar jy nou is. Hoe gemaklik is daai verhouding met jouself? Ek kan sê, dis alright. Dis ek. En die tweede een is the healing connection, die verbintenis met die mense om jou, jou naastes. Hoe betekenisvol kan mense daai verhoudings eintlik uitleef? Wat gebeur in daai verhoudings? Hoe eerlik? Hoe liefdevol, hoe vol begrip en vergifnis is in daai verhoudings met die mense om jou? Hoeveel ruimte laat jy toe vir mense om hulle self te wees binne die ruimte waarin jy is? Hoeveel aanvaarding en ook waardering is daar vir die mense rondom jou? En die derde een is die healing connection met die natuurlike wêreld rondom jou. Die natuur. Jy kan sien die koneksie met dit wat om jou is, die bome, die sonlig, die seisoene wat verander. Alles wat rondom jou gebeur, musiek, gedigte, daar absolute waardering daarvoor om te kan sê, hierdie is groot. Ek vergeet van my eie hartseer die oomblik as ek in die son, en ons sien dit baie keer, wat vir mense belangrik word, is net om daai hoop te hê, om te sê, ons kan nog net musiek luister, ons kan in die son sit, ons bene warm maak, ons kan sien hoe die lig deur die blare val. Ek voel absoluut tevrede, dis vir my genoeg. En dan die groot ander koneksie is met dit wat die transcendente, dit wat groter is, met dit wat jy as heilig beskou. Wat is my gemaklike koneksie daarmee? En ek dink dit is 'n groot ding om te leer by mense, is wat hou ons vas en stewig, selfs al gebeur dinge om ons, al verander dinge gedurig om ons. En ek dink, as ons terugkyk, ek gaan afsluit met dit wat alles hier gesê is, en dit wat ons probeer regkry is as ons kyk na die koneksies, die verhoudings, die verliese wat ons deurgemaak het, as ons op die ou end kan sê, wat belangrik is, wat ons leer van mense wat sterf, hoe groet ons die lewe, en baie keer is dit daai 4 sinne of 4 woorde, sinne wat sê, ek is lief vir jou, vergewe my, ek vergewe jou, dankie en ek groet jou. As ons lewe nou al kan begin leef, om daai maklik te kan sê, kan ons voortleef in 'n voorbeeld ook vir die mense wat agterbly, wat vir ons lief is, wat na ons kyk, en kyk hoe ons afskeid neem van daai lewe. En voortleef in daai herinnering, tot lank na ons nie meer hier is nie. En ek sluit af met Petra Miller
se woorde wat hierdie presies so mooi beskryf van toe haar man oorlede is en hoe sy die herinnering van hom hou. Nogtans sal hy nooit van ons weggaan nie. Hy sal deel word van die landskap wat ons liefhet. En mettertyd sal hy meer en meer by ons wees, pleks van minder en minder. Want die lewe word met eens helder na sy dood. Terwyl die mens nog leef, verhinder sy gestalte jou om hom duidelik te sien. Net sodra die liggaam weg is, kom die onvernietigbare gees na vore en kom staan in alle helderte voor jou. Die klein, votsige bekleedsels van aardse struwel en trawal verdwyn meteens uit die gedagtes en net die wesentlike bly oor. Daardie wesentlike maak die agtergeblewenes sterk, omdat dit self die krag van 'n hele lewe bevat. Dankie. En ek sien uit na vrae. As julle enigstens vra het, julle is baie welkom. Enige vrae van julle kant af? Dit is nogal interessant dat Clarence het so 'n aksiekomitee gestig. Wonder waar is hierdie? En hulle bespreek dan die toespraak. Na die tyd, miskien moet ons so 'n aksiekomiteetjie stig en dan dit wat jy vir ons gesê het bespreek. Daar's nie 'n ernstige vraag op hierdie stadium nie. Goed, ek het weer vir Dr. Hanneke gevra om net 'n woord van dank te spreek vir ons spreekster. Asseblief Hanneke. Sal ek hierdie vir jou gee sommer? Ek net hierdie afsit. Ja, ek wag net tot sy afkom. Hanneke, ek weet nie waarom te begin dankie sê nie, maar ek dink omdat ek eers 'n onnie was in my vorige lewe, wil ek vir jou sê ek het baie groot waardering vir jou hantering van die woord. Jy kan jou sê baie goed sê. Vanuit 'n kognitiewe oogpunt, ek het groot waardering vir jou groot kennis oor hierdie dinge. Maar ek het ook gehoor by jou dat jy 'n geweldige deurleefde deernis het vir dit waarmee jy besig is. Ons het baie groot waardering daarvan. Daarvoor en ons sê vir jou baie dankie. Het was 'n voorreg om na jou te luister. Jy het nie hierdie nodig nie, want jy weet alles daarvan af, maar jy kan dit nog geniet, hoor. Ek dink hy het dit ook nodig. Baie dankie. Dankie. Okay, goed. Dis goed en baie welkom. Goed. Ek sien Dominee Vanus is besig om te loop daarso. Dankie Vanus dat jy hier was. Hy is ook ons ondervoorsitter en so ons is dankbaar Vanus dat jy hier is en ons begryp hy moet nou gaan. Net voor ons sluit, ons het besluit vandag verlede week dat ons 'n vrywilligerskorps gaan stig. Die vrywilligerkorps bestaan uit mense wat nommer 1 het Suster Isel Wilson gevra, is daar nie mense wat kan help in die ons tuiste aftreeoord? Vrywilligers wat net sê, hoor hierso, ek is gewillig om net met mense te gesels, net daar te sit in die ou kamertjie, net so nou en dan te vra hoe gaan dit. Jy's vrywillig, jy word nie gesê jy moet gaan nie en jy moet nie gaan nie, maar jy sê, hier is ek Suster Isel, ek is bereid om met iemand te praat wat jy voel wat jy nodig is, wat vereensaam het of wat ook al. So dit is heeltemal 'n vrywilliger storie, maar dan kan ons die vrywilligerskorps bietjie stig en so nou en dan by mekaar kom en sê, wat is julle ondervinding, hoe kan ons verder help en so meer. Die tweede groep is 'n groep wat weet hoe om met tegnologie te werk, veral met selfone. Hier is mense wat sukkel met selfone, buitekant ook oralster. En ons soek mense wat sê, okay, ek weet hoe om selfone daar min of meer te werk, ek sal vir Tannie so en so help. Ek is hierdie week gewees by 'n tannie, ook diep in die 80. Eerste maal dat sy nou met 'n selfoon. Ek het nie daarin geslaag om in
10, 15 minute wat ek daar was om haar dit te leer nie. Dan druk sy te hard, druk sy te sag, druk sy links en druk sy regs. Ek het baie geduldig gewees, maar ek soek iemand wat my opvolg en my kan help net. Sy help 'n bietjie daai tannie dat sy net so tik, net so 'n bietjie langs sy kant. En wat gebeur is ons maak dit so eenvoudig moontlik. Meisie Foster is die een wat dit hanteer het tot dusver. So ons so 'n bietjie by haar kry sy deel selfone uit vir mense en ons help met data. So ek het so 2 vormpies hier so, ek gaan dit sommer op daai tafel los. Die een is nou as jy wil 'n vrywilliger wees vir selfone, is jou naam, jou telefoonnommer. En die ander ene is as jy vir ons tuiste wil help. Maar as jy nie nou kan sien om iets besluit nie, dink 'n bietjie daaroor. Daar op die kerkalmanak is my naam of by die kerkkantoor los jou naam dat ons met jou kan kontak. Maar dit is iets van hierdie net betrokke wees, nê. Daar wees verander. Baie dankie Hanneke. Ek wil maar net in slotte sê wat is sy naam nou weer? Hy het Imatio Christu, die Imitation of Christ, Thomas à Kempis. Hy het nogal vir sy monnike geleer. Hy het gesê, weet jy, ons kom al skreeuend en huilend in die wêreld in en ons gaan dikwels so uit ook. Sy sê, dit is normaal. Leer om swaar te kry, sê hy, omhels worsteling. Moenie te gemaklik leef nie. Daag jouself uit vir sekere projekte van vasbyt. 'n Woord voorbeeld gebruik en ek sluit daarmee af van 'n eksperiment wat gemaak is van 'n klomp rotte. En die klomp rotte, een klomp rotte het hulle hierso so gesit en al hulle kossies mooi vir hulle gegooi, die krummeltjies. Die ander rotte moes deur eisters en allerlei goeters moes hulle deur blare en dorings kom om by hulle kos te kom. En dan gat hulle weer terug en dan gat hulle weer. En nou ek weet nie hoe lank nie, toe doen hulle evaluasie van die rotte. En weet jy wat het hulle gevind? Die rotte wat moes sukkel om by hulle kos uit te kom, was gesonder en slimmer, skerper as hierdie ouens wat altyd die goeters net hier by hulle gehad het. Wat sê dit vir jou en my? Ja, ons moet maar. Daar's 'n ander ou wat geskryf het en hy het almal het oorgetrek sê, vandag se jong mense se probleme sal nie genoeg swaar gekry toe hulle verlede was nie. Hulle is ook nie bewus van 'n boereoorlog, van depressie en allerlei goed wat ons bewus is nie. Jy moet 'n bietjie swaar kry. Ons noem dit antibroosheid. Die term is anti-fragility. Maar ons moet 'n bietjie antibroosheid. Ons moet sterk word emosioneel. Kom jy houe as die lewensstorms woedend om jou slaan, nê, wat en jy gaan vrees ontmoedig om te vergaan, tel jou seëninge. Iemand het 'n ou seentjie het gesê die lied is as die lewe storm moet jy woedend om jou slaan. Maar okay, dit is nou nie heeltemal so nie, maar jy moet sterk wees. Ja, broos in jouself. Broos soos wat sy nou hier gesê het om te gaan sê ek is lief vir jou, ek vergewe vir jou. Dankie vir alles. Ek groet jou. Is dit nodig dat ons soms praat oor sterwe, sterwensbegeleiding, die dood, of is dit te morbied gewees? Ons moet maar soms daaroor praat, ons vermy dit, nê. So, ek en my vrou sê ook, ons moet sterk maak. Jy moet al sterk wees, my ou vrou, as ek nie daar is nie, hoe gaan jy aan? En ek sterk wees. Ons maak nou, julle weet al, die meeste van die weduwees, hoe dit is. En as sy weet ook al, hulle moet Jesus bron van al my vreugde vir my speel op my begrafnis, so sy ken al die goed, ek sal haar nog later die teksversies en goedjies gee. Ja, ons moet maar reg maak. Wees sterk, wees manmoedig, vertrou op die Here. Baie dankie vir almal wat hier was, ons waardeer dit, en asseblief, as jy wil, ek wonder, sal iemand net sommer, Hanneke, sê jy nie sommer net daar so sit daar op hy tafeltjie, of sit ons dit hier? Maar as jy wil teken net as 'n vrywilliger, en dan het julle nie mooi geluister nie, vrywilliger vir selfone en vrywilliger om in die aftree om ons tuiste bietjie te werk. Net as 'n vrywilliger daar te gaan sit. Ons sê nie vir jou jy moet 2 maal 'n week gaan of wat ook al nie, jy besluit self, maar dan het ons ten minste sê Suster Isel, mense wie jy op kan reken
of soms kan bel en sê hy weet tannie so en so is nou so negatief, wil jy nie help nie. Goed, ek sit dit hier neer vir ander. So dankie vir julle teenwoordigheid en seën tot 'n volgende keer.